reeks. Ons was nou vir 2 weke weg van die suide na die noorde. In die suide het ons die Wes-Kaapse konferensie bygewoon en die woord van die Here daar bedien en baie mooi weer daar gehad. Teruggekom vir 'n dag en toe weer Lofdal toe gegaan, noorde toe. Baie mooi weer daar gehad, teruggekom in die koue. So ons hoop nie dat julle koud kry nie, maar mag die Here vir ons seën vanmôre en mag die Here sy kosbare doel bereik. Is vir ons altyd lekker om so saam met julle te wees. En ja, dit is maar 'n besige program wat ons almal het, 'n besige tyd. Maar ons dank die Here dat ons ook vanmôre dan kan hierdie dag en hierdie oomblik en tyd kan uitkoop om so na die woord van die Here te kom luister. En mag die Here vir ons regtig baie besonderlik kom seën. Vriende, kom ons gaan ons hoofde vir 'n oomblik net buig en gaan stil word. Wonderlike Here, wanneer ons vanmôre ons voor U buig, Here, dan is dit maar net weer in diepe dank en aanbidding teenoor U. U is die skepper van hemel en aarde. U het ons gespaar, U het ons bewaar. En Here, al is dit koud vanmôre en dit is 'n lang naweek, dank ons U vir elke een wat die tyd uitgekoop het om vanmôre hier te wees. Ons wil kom bid dat die seën van die Here met ons sal wees, dat die spreker en hoorder onder die geklank van U woord sal bring, en dat ons ook sal hoor en sal ag gee op wat die Here vanmôre vir ons wil kom sê. Daarom is die gebed van my hart, dat die woorde van my mond, die oordenking van my hart, Here, voor U welbehaaglik sal wees, want U is my verlosser, my saligmaker en my redder. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God onze Vader, word U geskenk in die Here Jesus Christus, ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin ons oggendediens heerlik hartlik staande saam te sing met die liedjies soos dit op die bord gaan verskyn. Dis liedboek 475. Allerhoogste Hemel Vader, lofgesange, prys U naam in ons kerke en ons huise, loof ons, dank ons U te saam en dit wat daarop volg. Kom ons sing dit heerlik hartlik en staande saam asseblief. Allerhoogste Hemel Vader, lofgesange, prys U naam in ons kerke en ons huise, loof ons, dank ons U te saam. Hoor die loflied, vreugdesange, neem dit aan in Jesus naam. Werk in U gemeente, Here, Vader, Seun en Heilige Gees, reinig ons deur U genade, laat ons offers heilig wees. U is heilig, maak ons heilig deur die werking van U Gees. In Eksodus hoofstuk 20 lees ons die wet van die Here en ek lees dit vir u omdat die wet van die Here 'n tugmeester is na die Here Jesus Christus toe. Dit leer vir ons onvolkomenheid en dit help ons om te weet dat die Here Jesus is ons redder, ons verlosser en saligmaker en hy het aan die kruis, het hy die straf gedra vir ons wat nie by die wet kan uitkom nie. En nou dank ons die Here dat ons deur die genade van die Here die geleentheid gee en die genade gee om te leef volgens die wet en dan te doen wat die Here behaag. So kom ons luister hierna en ons lees dit in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is,
of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag, en van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Ander woorde, die Here leer ons dat ons hom alleen moet dien. Hy moet ons hart wees. Ons oë moet op hom gefokus wees. Ons moet hom dien. Ons moet voor hom alleen buig. Daar mag niks anders wees wat ons aandag en ons energie en ons tyd, ons belange meer opneem as God nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in die poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Toe die hele volk die donderslaan, die blits en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Want hierdie God is 'n heilige God, en hulle het dit geweet. Hulle het geweet dat God is heilig, en wat hy sê hulle moet hulle doen, en wat hy sê hulle mag nie doen nie, daarby moet hulle bly. Nou ek wil net vir eers 'n stukkie verder lees. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees vir julle voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Daar moet altyd 'n godsvrees by ons wees, en ek is bevrees dat ons leef in tye wat daar nie meer 'n godsvrees is nie. Mense dink God is nie heilig nie, baie dink God bestaan nie, God leef nie, God weet nie van ons nie, God weet nie wat ons doen nie, maar daar moet altyd 'n godsvrees wees, en dit is hoekom die wet daar is, sodat ons kan weet wat hierdie heilige God van ons verwag. En nou lees ons net hierso, so die volk dan op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die wolke donderheid waar God was. So Moses tree toe vir die volk in. En nou het ons ook iemand wat vir ons intree. Jesus Christus is 'n middelaar. Hy is die middelaar tussen God en die mens. En hy het vir ons inkom tree. En hy het die straf vir die feit dat ons nie by die wet kan uitkom nie, het hy op hom geneem, sodat ons nou in hom volmaak kan wees, en in hom, deur sy gees wat ook in ons kom woon, kan ons nou uitlewe dit wat die Here sê, sonder vrees vir straf. Mag die Here ons help, mag die Here ons die genade gee. Liewe vriende, broer en suster, kom ons gaan staande belydenis doen van ons algemeen en ons ongetwyfelde Christelike geloof, en elkeen gaan in sy of haar hart as volg spreek. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode.
Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en in 'n ewige lewe. Wese Vader, Seun en leer my U ken al beter, gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde en die waarheid waar ons juig. Amen, blye evangelie. Amen, sê my hart getuig. Nou vriende, kom ons maak vanmôre die woord van die Here oop. Ons lees uit Lukas, die 12de hoofstuk. Lukas, die 12de hoofstuk, en ons gaan lees van vers 22. En dit gaan oor die sorge van die lewe. So vanmôre gaan ek so 'n bietjie met u praat oor bekommernis, want ons almal het soms bekommernisse. En baie keer beheer daardie bekommernisse ons so, dat ons nie regtig in die vryheid kan lewe waartoe die Here ons geroep het, om hom alleen te vertrou, en ons word soms so vasgevang deur dit, dat dit ons lewe donker maak. Maar nou, as 'n mens nou 'n gedeelte lees, soos nou hierdie gedeelte, dan moet jy altyd 'n bietjie wyer lees as net die gedeelte. En ek gaan nou nie oor die wyer gedeeltes preek vanmôre nie, maar jy moet altyd 'n bietjie vooraf en agterna lees, net om te verstaan waaroor gaan 'n gedeelte. En dit is altyd wonderlik, dan wanneer jy lees, dan lees jy die woorde want, raak, daarom, omdat, hoekom, en so kom jy agter hoe dat die gedeeltes by mekaar inskakel. So as jy nou gaan kyk na hoofstuk 12, dan sal jy sien, die Here praat oor die feit, dis nou die Here Jesus aan die woorde oor wie gevrees moet word. Vir wie moet 'n mens nou regtig vrees? Hy praat oor die gefeinsheid van die fariseërs, dat hulle maar net vir die skyn sekere dinge sê, en mense partymal dood in daai tyd doodbang was vir hulle van wat hulle gesê het, maar dan sê hy vir wie moet 'n mens vrees? Waaroor gaan die lewe? En dan begin die Here te praat oor die toekoms, oor dit wat voor lê. Want die meeste van hierdie mense se lewe en se hart en oog was net gerig op hierdie tydelike lewe. En dit wat die fariseërs gesê, die tydelike lewe, om nou reg te wees, maar nooit gedink aan die ewigheid nie. En dan begin hy met hulle praat oor die gelykenis, hy gee hulle gelykenis oor die ryk dwaas. Dit is nou 'n persoon wat afgetree het, en wat gesê het, maar wat gaan ek doen met al my goed? En sy hele lewe het bestaan oor die bymekaar maak van dinge, van besittings. En op die ou einde het hy gesê, dat ek gaan my skure maak, en ek gaan al my goed daar inpak, jy kan dit gaan lees, en hy het gesê, vers 19 sê, neem rus, eet, drink, wees vrolik. So sy lewe gaan nou net oor hierdie tydelike, en dan sê vers 20, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, en hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom, wat vir hom self skatte vergader en nie ryk is in God nie. So die Here begin praat oor die feit dat hierdie man het nie gedink aan die toekoms nie. Hierdie man het net gedink aan die tydelike. Nou in die tydelike lewe het ons bekommernisse, en hier wil in van vers 22 wil die Here vir ons kom sê, wat om te doen met dit. Maar die Here wil ook vir ons kom sê, dat jou fokus moenie net wees op hierdie tydelike nie. Jou fokus moet wees op die ewige dinge. Want waar jou hart is, daar sal jou skat wees.
En dis hoekom hy in vers 21 sê, so gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. So die vraag altyd wat ek en jou moet vra is, nou waarin lê ons rykdom? Waar is ons rykdom? Waar is ons skat? En nou gaan hy aan met hoofstuk 22, vanaf vers 22, en hy begin praat oor die laaste gedeelte, soek eers die koninkryk van God, ons gaan dit nou alles lees, en dan sluit hy weer af met vers 34, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So, as ek nou vanmôre met u gaan praat oor die bekommernisse wat ons hier het, wat dit doen, die genesing daarvan, en dan is dit altyd met die opsig van dat, maar dis eintlik alles net tydelik, ons hart, ons fokus moet op die ewige wees en op God wees en op die koninkryk van die Here. So kom ons lees dit en dan gaan ons saam bid en dan die woord van die Here nie bedien. Vers 22, en hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle. So u sien, verskoon dat ek myself onderbreek, oomblik as hy sê daarom, dan bou hy uit 'n vorige gedeelte uit. Hy gaan van die vorige gedeelte oor die ryk man, wat net vir hierdie lewe gesorg het, wat nie ryk was in God nie, en nou sê hy vir ons iets, vir sy disippels iets. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die Here, as die klere. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie, hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? En wie onder julle kan deur hom te kwel, 1 el by sy lengte voeg? As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle oor die ander dinge? Kyk na die lelies, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle selfs, Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat môre daar is, en môre in 'n oond gegooi word, wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle, klein gelowiges? Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Nou ek wil net vir u, wil my net weer onderbreek hier en sê, die Here sê nie vir ons, jy moet nou ophou leef nie. Jy moet nie ophou verdien nie. Jy moet nou net op jou lazyboy gaan sit en rus en wag dat die Here al die ander goed vir jou aandra en iemand dit vir jou aandra. Dis nie wat die Here hier sê nie. Die Here wil vir ons sê, waar moet ons fokus wees? Waar moet ons eintlike bekommernis wees? As ons nou bekommernis sou hê, waaroor moet ons eintlik bekommer? So dit gaan oor ons fokus. Dis hoekom hy nou in vers 31 sê, maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings en gee almoses, maak vir julle beurse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief bykom of mot verteer nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Ons lees tot daar uit die woord van die Here, kom ons gaan saam bid. Die manne wat kan staan, kom ons staan, dan bid ons saam. Wonderlike en dierbare Here, ons aanbid U vanmôre omdat U God is. U is die hoë en die verhewene wat in die ewigheid woon, wie se naam heilig is. En Here wat tog vir ons sorg, want U sê in die woord, U kom woon by ons. En ons as die kinders wat vanmôre kan getuig dat ons die kinders is, Here, U het aan ons U Gees gegee wat in ons woon, wat uitroep Abba Vader. Ons dank U dat daar tussen ons en U gemeenskap kan wees, en gemeenskap bestaan, Here, omdat U in ons wil werk na U wil en na U welbehae. Baie dankie vir die gemeente, dankie vir elkeen wat hier is vanmôre. Dankie dat U ons behoed en bewaar, en Here,
Ons wil regtig ook kom bid vanmôre vir hulle, die name wat daar genoem is. U weet wie hulle is, Here. Daar is selfs ander wie se name dalk nie eens genoem is nie, waarvan ons dalk nie eens weet nie. Ons wil maar net kom bid, Here. Ons het vanmôre gesing in ons voorsang, dat U ons liggaam, siel en gees sal genees. U is die groot geneesheer, Here. Hou asseblief U hand oor elke een. Raak hulle aan wat siek is en rig hulle op, Here. Dis ons gebed, ons vra dit nederig van U. Baie dankie dat ons voor U kan buig, Here, vir elke een se doen en late. Here, en soos wat die woord van die Here vanmôre na ons toe gekom oor die tydelike dinge, die bekommernis en die antwoord en die raad wat die Here ons gee. Gee ons genade om deur U woord ons oë op U te gefestig te kry en te weet, Here, dat hierdie lewe gaan verby. U gee ons die genade in hierdie lewe om te leef tot U eer. Maar ons is eintlik almal besig om voor te berei vir die lewe hierna. Ons wil kom bid vir ons gemeente, ons wil kom bid vir ons land, ons wil kom bid vir ons dorp. Ons wil kom bid, Here, dat U groot genade sal gee, dat dinge reg sal gaan. Here, daar's soveel dinge wat verkeerd is. 'n Mens weet eintlik nie waar om te begin, wat om alles te noem nie. Maar ons het herlewing nodig, Here. Die kerk in Suid-Afrika en in ons dorp het herlewing nodig. Ons as die kinders het herlewing nodig, Here. Ons bid daarvoor, ons bid, Here, dat U sal antwoord. En ag, Here, soos die profeet geskryf het in Jesaja 63, o, dat U die houtjies in die brand sal steek, dat U die hemel sal oopmaak, Here, en dat U in die genade vir ons 'n groot wonderlike seën sal uitstort. Dankie dat ons dit kan bid. Seën ons nou met die verkondiging van die woord, Here. Neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan die Here Jesus. Ons bid dit in Jesus naam met dank. Amen. Iemand het een keer gesê, is 'n dokter wat dit geskryf het. Hy het gesê dat 'n mens het nie nodig om ver op die lewenspad te reis nie. Of jy ontdek dat die grootste vyand van baie mense, van die menslike hart, het hy dit so beskrywe, is bekommernis. Hy sê mense word so deur bekommernis en die sorge van die lewe opgeneem, dat dit hulle gesondheid raak, dat dit hulle lewensenergie raak, hulle lewensuitkyk raak, want dit veroorsaak spanning, dit veroorsaak vrees, dit veroorsaak angs, depressiwiteit. Dit maak dat mense so vasgevang is deur die bekommernis, die sorge, dat hulle nie die lig sien nie, dat dit vir hulle alles donker word, en dat hulle later so geïrriteerd raak met lewe en met mekaar en met hulle self, en dat dit uiteindelik lei tot die selfvernietiging van hulle self en selfs dalk ander se lewens. En dit is so, liewe broer en suster, liewe vriende, dat as ons na die woord van die Here kyk, dan sien ons dat bekommernis het die potensiaal om die mense se lewensvreugde te steel, om blydskap te steel, om energie te tap, om die vrede, die siel van vrede, wat veronderstel is om die vrug van die Gees te lewe, wat bestaan uit blydskap en vrede en lankmoedigheid en getrouheid en goedheid en daai wonderlike seën van die Here om dit te steel. Ons lees byvoorbeeld in Spreuke 12 vers 25 die woorde wat Salomo geskryf het. Hy daar geskryf, hy sê, bekommernis in die hart van die mens druk dit neer. Met ander woorde, as jy bekommernis het en jy weet nie waarheen met hierdie bekommernis, wat om te doen, jy besef nie dat God wil jou in hierdie tyd van bekommernis en beproewing uitkoms gee en jy kan na die Here toe vlug daarmee nie, dan druk dit jou neer. Bekommernis word oral aangetref. Ons moet nie dink dat bekommernis is net die deel van mense wat
dalk arm is of swaar kry of nie werk het nie. Maar jy vind bekommernis in die koning se paleis, as ek dit so kan sê. Op die hoogste vlak van samelewing vind jy bekommernis. En jy sal dit ook vind in die armoedigste en in die eenvoudigste mens en in die armoedigste huisie. So met ander woorde, bekommernis gaan jy vind tussen die rykes en die armes. Jy vind dit tussen mense wat wys is, met baie grade en baie geleerdheid. En jy gaan dit vind ook tussen mense wat geen geleerdheid het nie. Maar helaas, liewe vriende, jy gaan bekommernis ook vind tussen die ongelowige sowel as die gelowige. So ek wil vanmôre met u praat oor bekommernis. En vriende, hierdie boodskap se doel is dit dat dit ons na die Here toe sal drywe in geloof. Miskien is hier iemand wat wanhoop aan hulle lewens, hulle dinge gedoen, hulle dinge in hulle lewe het hulle seer gemaak, maar dat dit alles sal gaan vanmôre om te wys dat hierdie lewe gaan verby. Ons moet ons lewe rig op die Here Jesus en ons moet ons lewe rig op die ewigheid. En hierdie tydelike lewe wat die Here ons gee, wil die Here ons help en ondersteun mee. Maar die Here wil ons uiteindelik wys op waaroor dit alles uiteindelik gaan. Waar is jou hart? Waar is jou skat? En waar volgens moet ek en jy ons lewe inrig? So in hierdie boodskap wil ek vanmôre met u praat oor, maar wat is bekommernis? Ek gaan met u praat oor, wat is die oorsaak? Waarom bekommer ons? En ook, is daar 'n oplossing? Is daar 'n genesing vir hierdie bekommernisse wat baie keer ons almal so omring? So bekommernis, as jy gaan kyk na die oorspronklike woorde uit die woord van die Here uit, dan gaan jy die woorde kry wat vir ons wys dat bekommernis is afgelei van 'n woord. Nou, ek gaan nou nie die woord sê nie, want wat gaan jy met die Grieks of die Hebreëus maak? Maar die betekenis van die oorspronklike betekenis is dat die woord bekommernis is afgelei van om jou te verwrig. Dit is afgelei van 'n woord wat beteken om jou vas te bind. So bekommernis, die betekenis wat God se woord gee aan die woordjie bekommer, is dat dit verwrig jou. Dit bind jou vas. Dit hou jou vas. Dat eintlik is die betekenis dat dit is soos 'n moordenaar. Of soos iemand wat die lewe uit jou wil, kan ek die woord gebruik, wurg, wat jou lewe wil neem. Is soos iemand, soos 'n moordenaar, wat sy hande om jou keel slaan, en jou lugpype stadig maar seker aan begin toedruk, sodat daar geen asem in jou longe meer oorbly nie. Dis die werklike betekenis van die woord bekommernis. Met ander woorde, dit is so Spreuke 12 vers 25 sê, dit druk die hart van 'n mens neer. Dit tap die lewe uit jou uit. Dit stroop jou van lewensvreugde, van energie en van krag om iets te doen. So wat doen bekommernis? Wat is bekommernis? Bekommernis maak jou lewe donker. Dit laat jou net die moeilikheid sien. Dit laat jou net sien dat daar is geen uitkoms nie. Dit laat jou nie lig sien nie. Met ander woorde, dit verduister jou totale uitkyk. Dit neem jou lewe so in beslag dat al wat jy raak sien is moeilikheid en negativiteit en probleme en krisisse. Want bekommernis, as 'n mens dit toelaat en dit neem toe, dan verdonker dit jou hart sodat jy werklik in 'n plek in jou lewe kan kom en jy sê, ek sien geen uitkoms meer nie. Want wat doen bekommernis? Bekommernis het die potensiaal om homself te vergroot. Met ander woorde, bekommernis doen hierdie ding. Hy bring 'n ding in jou hart. Hy laat jou dink aan iets en hy begin dit vergroot, sodat jy uiteindelik uitkomste sien wat dalk waarskynlik nooit eers sal gebeur nie. Baie mense bekommer hulle oor goed,
wat in alle geval nooit sal gebeur nie. En hoeveel keer het dit nie al gebeur nie, dat daar kom iets op 'n mens se pad, en jy dink, dit is wat gaan gebeur, en dit is hoe dit sal wees, en op die ouende dan het dit verdwyn, dan dit nie gebeur nie, dan is dit net weg. En dit is die probleem met bekommernis, dat dit skep, dit het die potensiaal om iets in 'n mens se lewe te skep, in jou gedagte, in jou emosie te skep, wat nie gaan gebeur nie. Daar's 'n legende wat die Arabiere vertel. Nou weet ons mos, 'n legende is eintlik net 'n storie, so dis nie 'n werklike ding nie, maar hulle het hierdie legende wat hulle vertel, dat daar in 'n stadium 'n plaag deur die land getrek het. En hierdie plaag het lewens van mense geneem, die een na die ander. En toe ontmoet 'n persoon hierdie plaag. En hy vra hierdie plaag, hy sê vir hierdie plaag, wil jy nie asseblief jou wrede hand weghou van die mensdom nie? Daar's genoeg lewens deur jou nou geneem. En die plaag antwoord hom en hy sê vir hom, goed, ek sal genadig wees. Ek gaan van nou af net 5000 mense se lewens neem. Dis al en dan is dit verby. En nou lei die legende so dat na 'n redelike tyd, toe ontmoet plaag en hierdie persoon mekaar weer. En hierdie persoon het na plaag toe gegaan en het gesê, plaag, maar jy's 'n leienaar. Jy het gesê net 5000, maar daardie 5000 het op die ouende nou al 50000 geword. En toe die plaag hom geantwoord, nee, ek het gehou by my woord. Ek het net 5000 geneem, maar die ander het van bekommernis en vrees gesterf. Hulle het gedink dit sal ook met hulle gebeur. En vriende, dit is wat bekommernis maak. Iemand skryf oor dit, hy sê, dit is 'n onbetwisbare feit dat die meeste mense hulle bekommer oor die denkbeeldige en onsekere moeilikhede as wat werklik oor ons sal kom. En hy sê die moeilikhede wat nooit werklikhede word nie, is soms die swaarste las wat mense dra. Dit word nie 'n werklikheid nie, maar hulle dra hierdie las asof dit 'n werklikheid word. Want bekommernis vergroot homself. Ek het gelees van iemand wat hierdie vergelyking gemaak het. Hy het gesê, bekommernis verdonker die siel van 'n mens, soos wat mis oor 'n stad die verkeer tot stilstand bring. Hier in Springs onthou ek, in my jong dae, toe ek 'n vakleerling was, het ons altyd van Welgerdag af gery na Springstasie toe. En dan het jy soms in sulke digte mis gery, dat die verkeer kon net nie beweeg nie. En daar was baie keer baie ernstige ongelukke, soos mense mekaar vasgery het, vanweë die mis. Maar hulle sê dat 'n digte mis, wat oor 100 meter diepte sak, oor 'n stad, oor stadsblokke van, kom ons sê 7 stadsblokke toesak. As jy al daai mis by mekaar kry, is dit maar dieselfde as 1 glas water. Dis eintlik niks. Maar dit bring die hele stad en al die verkeer tot omtrent stilstaan. As 'n mens nou bekommernis geestelik moet beoordeel, dan moet ons sê, as ons die woord van God reg verstaan, dat bekommernis is 'n oortreding. Dat bekommernis is die sonde van wantrou. 'n Bekommernis is die sonde van ongeloof in die vermoë van God. Met ander woorde, as ek met bekommernis leef oor dinge, en ek vat dit nie na die Here toe nie, en die Here gee vir my die vrede daaroor, ek bly in hierdie bekommernis, en ek bly my siel verdonker oor dit, dan sê ek eintlik, ek glo nie God kan nie. Met ander woorde, ek sê eintlik, ek glo nie God het die vermoë om my te help en my uit hierdie situasie uit te red nie. So bekommernis spreek teen al die beloftes van die Here.
En vriende, as ons na die woord van die Here kyk, dan sien ons die een na die ander beloftes van God. Byvoorbeeld Hebreërs 13 vers 5 en 6 wat sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dat die Here is vir ons 'n helper. Psalm 50 vers 15 wat sê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp. Of die uitnodiging, werp al julle bekommernisse op hom, wat hy sorg vir julle, in 1 Petrus 5 vers 7. Of die duidelike opdrag in Matteus 7 vers 7, bid en vir julle sal gegee word, klop en julle sal vind, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Ons het al die beloftes, en bekommernisse spreek teen daardie beloftes. As ek my verdiep in my bekommernis, as ek dit aanhou vashou, dan sê ek ignoreer die beloftes van die Here. So as ons bekommernis geestelik moet beoordeel van die skrif, dan moet ons sê, dis ongeloof, en dit is wantroue in die vermoë en die beloftes van die Here. Met ander woorde, bekommernis stroop ons van ons geestelike lewe. Dit stroop ons van ons geestelike diensbaarheid aan die Here en ons vrymoedigheid teenoor die Here. Dit stroop ons van ons gebedslewe. Want bekommernis maak dat ek dinge wil doen en ek het nie nou tyd om die Here te soek nie. Ek wil dinge doen en ek wil dit regkry want dit is 'n probleem vir my. En ek gaan nie en ek neem tyd om God te soek dat die Here my deur die woord antwoorde kan gee nie. Maar kom ons kom by die tweede gedagte oor hierdie boodskap oor bekommernis. Wat is die oorsaak van bekommernis? Waaroor bekommer mense hulle? Nou vriende, in die meeste gevalle, vir die meeste mense gaan dit uiteindelik net oor die tydelike. Ons tydelike lewe is vir ons so belangrik. Dit moet belangrik wees, maar dit is vir ons soms so belangrik dat dit al is waaroor ons bekommer. Dit gaan net oor die tydelike. Dit gaan oor die sorge van die lewe soos wat die Here hier sê. En daarom kom die Here, hy herhaal dit 3 keer. Moenie julle kwel nie, moenie julle kwel nie, moenie julle kwel nie. En hy sê, wat julle sal eet of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Met ander woorde, bekommernis gaan uiteindelik oor die tydelike. Daar is gewoonlik 3 vlakke van bekommernis, 3 vlakke waaroor mense bekommer. Die eerste is wat die Here hier aanspreek, die liggaamlike. En daaruit kom hierdie vraag wat ons hier gelees het, wat sal ons eet en wat sal ons drink en wat sal ons aantrek? Dis die bekommernis. Dit is waaroor mense se lewens gaan. Maar jy kry 'n ander vlak ook. En dit gaan oor die verstandelike of kom ek dit noem dit so, dit wat ons bedink, die emosie. Dit wat ons bedink. Ek hoor van iets wat gebeur, dan dink ek dit gaan na my kant toe ook kom. Ek voel 'n knoppie hier op my arm, dan dink ek wel, ek weet van iemand wat ook 'n knoppie hier gekry het, en op die ou einde was dit 'n kanker, en dit sal waarskynlik ook na my kant toe kom. Met ander woorde, dit lê op daai vlak van, ek bedink hierdie dinge. En baie keer kom mense op daai punt wat hulle dit al aanvaar, dit gaan ook met hulle gebeur. Met ander woorde, dis al daai, sê nou dit gebeur, sê nou hierdie dinge gebeur, sê nou hierdie dinge gebeur met ons ook. En dan die vlak waaroor ons eintlik moet bekommer, dis die derde vlak, is die vlak van die geestelike. En daaruit kom die vraag uit die woord van die Here ook uit, hoe sal ek God behaag? Hoe sal ek God behaag? En dit is uiteindelik waaroor 'n mens jou mag bekommer. Hoe sal ek God behaag? Hoe sal ek God dien? Maar ek wil weer terugkom by dit. Die meeste bekommernis van mense is gerig op die liggaamlike en op die tydelike. En nou wil ek vir u vanmôre sê, dit is nie die probleem van die Here nie. Die Here se probleem is nie ons tydelike nie. Die Here se probleem is dat hy wil sorg vir ons, omdat ons bekommer. Die Here het nie 'n probleem met ons tydelike behoeftes nie, want kyk wat sê hy in vers 30. Hy sê, die hemelse Vader
weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Met ander woorde, dit is asof die Here vir ons sê, maar dit behoort nie julle bekommernis te wees nie. Hy sal hom oor dit bekommer, hy sal sorg, hy weet ons het hierdie dinge nodig. En hy wil eintlik vir ons sê, maar hoekom is dit dat julle oor dit bekommer? Dis nie nodig nie. Want die Here weet wat julle nodig het. En ek kan na die Here toe gaan, en God sal antwoord, en God sal uitkoms gee, en God sal help. Die probleem net is ons kom nie by dit uit nie. Ons bly ons bekommer oor dit waaroor die Here hom bekommer. As ek dit so kan sê. Die Here bekommer hom oor die feit dat hy vir ons wil sorg. Dis sy bekommernis, nie ons bekommernis nie. Maar waarby lê ons bekommernis? Ons bekommernis moet lê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Maar vriende, waaroor gaan dit? Die feit dat ons bekommer. En eintlik wil die Here vir ons hier sê, dis nutteloos om jou te bekommer. Want hy weet, dit is hoekom hy vir ons sê, wat, en wie onder julle, skies ek nou die vers verloor, en wie onder julle kan deur hom te kwel, 1 el by sy lengte voeg? Ek kan my bekommer soos wat ek wil, maar ek kan geen lengte by my voeg nie. Ons voeg breedte by ons, maar nie lengte nie. Goed, so wat is die bekommernis, die genesing van bekommernis? Hoe gaan ek by genesing uitkom, by oplossing uitkom oor bekommernis? Wel, ons sien in vers 24, die eerste ding wat die Here daar vir ons sê, hy sê, kyk na die kraaie. Hy sê, want hulle saai nie, en hulle maai nie, en hy sê, hulle het geen voorraadkamer of skuur nie. Ek hoor nou hierdie woord, hy sê, en tog voed God hulle. Is dit nie wonderlik nie? Tog voed God hulle. Hulle saai nie, hulle maai nie, hulle het nie skuur om by mekaar te maak nie, maar tog voed God hulle. En dan hierdie woorde wat belangrik vir ons is. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? Nou vriende, dis die genesing. Hy sê, kyk na die voëls, kyk na die kraaie, hoe God hulle voed. Nou wil ek vanmôre vir julle sê, dit is ondenkbaar, dat die Here vir hulle so sal sorg, en nie vir ons sal sorg nie. Want daardie voëls is nie gered soos ek en jy gered nie. Die Here het vir ons kom sterwe. Die Here het vir ons uit die diep moddersluik van sonde kom uithaal. Die Here het sy gees in ons laat kom woon, hy het vir ons die ewige lewe kom gee, hy het van ons 'n onsterflike siel kom maak. Hy is besig om vir ons 'n hemel, 'n heerlikheid voor te berei. En hy het dit nie vir die diere gedoen nie, hy het dit nie vir die voëls gedoen nie, maar kyk hoe sorg die Here vir die kraaie, vir die voëls. Het jy al gesien wat 'n kraai of 'n voël doen? Enige voël in die natuur? Hulle sit daar op die tak. Hulle kyk net so 'n bietjie rond, hulle vlieg af en hulle gaan pik daar. Hoekom? Daar's vir hulle kos. Want God sorg vir hulle. Niemand het nodig om vir hulle kos te gee nie. Want God gee vir hulle. God voed hulle. Tog voed julle hemelse Vader hulle. En 'n voël is gedurig op soek na kos. As hy op die grond gaan sit, is hy besig om kos te soek. En daar's altyd vir daai voeltjie is daar kos. Nou vra hy vir ons, hoeveel meer is ons nie werd as die voëls nie? Met ander woorde, hoeveel te meer sal God nie ook vir ons voorsien nie? En my broer en suster, dit is die raad wat die Here gee vir ons teen bekommernis. Ons hoef ons nie te bekommer nie. God sal vir ons voorsien. Wat ons moet doen is ons moet die Here vertrou. Maar kom ons gaan verder. Kyk wat sê vers 27, vers 28. Sê, kyk na die lelies, hoe hulle groei, hulle arbei nie. Hy sê, hulle spin nie. En ek sê vir julle, self Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. En dan sê hy in vers 28, as God dan die gras van die veld wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word,
so bekleed. En weer hierdie wonderlike woorde, hoeveel meer vir julle klein gelowiges. Met ander woorde, kom ons kyk om ons, kyk na die blomme, kyk na die veld, kyk hoe kom dit op, kyk hoe sorg God vir dit, wat môre nie meer daar kan wees nie. Dit wat besig is om te vergaan, terwyl ons nie vergaan nie, ons liggaam vergaan dalk, want ons word ouer, maar vriende, ons het 'n ewig lewende siel. Die Here het vir ons die ewige lewe gegee. En kyk hoe sorg God vir hulle, wat vandag daar is, môre in die oond gegooi word, dan nie meer daar is nie. Dis net weg. So kyk hoe bekleed die Here hulle tot in die fynste detail. Vriende, het jy al om u gekyk? Elke blaartjie se kleur, elke blom se kleur, elke skakering van lig na donker en donker na lig, elke kolletjie op 'n blom, op 'n blaar, op 'n boom, is hoe God hulle bekleed, is hoe God hulle inkleer, is hoe God hierdie blomme pragt om ons helderheid en lig en kleur gee. Ek wil vir julle sê, tot in die fynste detail. So hoeveel te meer sal God nie vir ons tot in die fynste detail sorg en voorsien nie. Tot in die fynste detail. Ek het gelees van 'n klomp professors wat hulle studente na die Switserse Alpe toe geneem het, daar waar dit uiters koud is, dis sneeu en alles. En nou het hulle vergrootglase daar en hulle mikroskope daar, hulle is besig om dinge te ondersoek daar. En een van hulle vang 'n vlieg daar, ek het nie eens geweet jy kry 'n vlieg op die Switserse Alpe nie, maar vang 'n vlieg daar. En hulle het hom maar onder die mikroskoop. En een van die professors sê, maar kyk net hierdie vlieg. Kyk die verskil tussen hierdie vlieg op die Switserse Alpe en die vlieg wat ons, en hulle het van Engeland gekom, die vlieg wat ons in Engeland kry. Daar's 'n verskil. En toe hulle mooi kyk, toe sien hulle die beentjies, die bene van die vlieg op die Alpe het fyn haartjies op en die ander nie. En toe het iemand opgemerk en sê, wel, God het vir die Switserse vlieg sokkies aangetrek teen die koue. So, liewe vriende, daar's iemand wat gesê het, en dit is 'n man met die naam van Henry Dreyer, hy het gesê, God is groot in die grootte, maar hy is nog groter in die kleine. Met ander woorde, ek en jy kan die Here vertrou, want hy sal voorsien tot in die kleinste detail, dit wat ek en jy nodig het. Maar ons moet hom vertrou. Ons kan die Here glo. Die Here sê hy sal voorsien. So met ander woorde, as hy sê, kyk na die kraaie, kyk na die lelies, wil hy vir ons sê, God sal vir jou voorsien, moenie daaroor bekommerd wees nie. Ek kan hom vertrou. Maar dan die laaste, daar's 'n derde genesing en oplossing teen bekommernisse wat ons lewe soms so donker maak. Wat is dit? Daar's 'n derde oplossing. En dit is hierdie woorde in vers 31. Nou Matteus 6 vers 33 sit 'n woord daarby by. Die woord eers. Soek eers die koninkryk van God. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Met ander woorde, weer eens, wat ek net aan die begin gesê het, waar is jou hart? Waar is jou fokus? Waar is dit waarop ek en jy konsentreer? Waarin lê ons energie? Nou baie keer as dominees oor hierdie vers praat, dan dink mense, daar praat die dominee weer oor geld. Vriende, gaan nie eers glad nie eens hier oor geld nie. Dit gaan oor, waar is jou fokus? Waar is jou hart? Waarin lê my energie? Waarop is ek deur die dag wat ek lewe op gekonsentreer? Gaan dit oor myself, gaan dit oor die tydelike? Is dit waaruit my lewe bestaan? Of is my hart en my energie en my krag en my gawes, my talente en my vermoë gerig op
die koninkryk van die Here en die uitbreiding van die Here. Met ander woorde, leef ek gedurig met die gedagte en met die motivering en met die gesindheid, Here, hoe sal my lewe, my doen en late, my woorde, dit wat ek doen, selfs dit wat ek nie doen nie, hoe sal dit u saak bevorder? Hoe sal dit eer op u naam bring? Dis waaroor dit gaan. Want ek deur hierdie lewe, leef ek deur hierdie lewe, nie om aards en tydelike skatte te vergader nie. As ek dit het, is dit die seën van die Here. Maar ek leef deur hierdie lewe om skatte in die hemel te vergader. Met ander woorde, my talente, my gawes, my besittings, my gesondheid, is dit alles daar tot eer van die Here. Vind baie mense gaan deur hierdie lewe. Hulle is jonk, hulle is gesond en hulle dien nie die Here nie. Hulle dien hulle self. En op die ou einde, wanneer hulle oud is en die gesondheid dalk weg is, dan wil hulle die Here dien. 'n Mens moet die Here begin dien terwyl jy jonk en gesond is. En wanneer jy jonk en gesond is en jy kom in die oefening om die Here te dien, en in die gewoonte om die Here te dien, dan sal dit outomaties wees selfs in die ouderdom. Want die Here sê in die woord, in die grysheid van die ouderdom sal ek ook veel vrug dra. So liewe vriende, dit gaan oor op die ou einde, wat maak ek met my bekommernis? Vat ek dit na die Here toe? En waaroor bekommer ek my? Is my bekommernis oor die aardse? Is dit waaruit my lewe bestaan, die tydelike? Of is my bekommernis oor, hoe sal die saak van die Here deur my lewe, deur my gawes, deur my talente, deur my bydra, deur my teenwoordigheid, sal dit die saak van die Here bevorder. Of dit die tydelike dinge is, en of die ewige is, ons kan God vertrou, dat hy sal voorsien. En ek wil afsluit met 2 Korintiërs 1 vers 20 wat sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen. Hoor nou mooi, tot heerlikheid van God deur ons. Ander woorde, die Here wil sy wil in en deur ons laat werk, dat deur ons lewens hy uiteindelik verhoog en verheerlik sal word. My broer en suster, mag die Here ons die genade gee om ons fokus reg te kry. Om hierdie dinge wat ons so vashou, uiteindelik net na die Here toe te vat. Te sê, Here, maar dis eintlik nie waaroor ek my moet bekommer nie, want die Here weet wat ek nodig het. Maar help my dat ek my sal bekommer oor, hoe sal my lewe u koninkryk bevorder. Amen. Kom ons gaan ons hoofde buig, ek gaan ons saam bid. Wonderlike en dierbare Here, ons moet elkeen erken, Here, dat ons dikwels so vasgevang word deur die aardse sorge, deur dinge wat ons het of nie het nie, en dinge wat ons wil hê en nie het nie. En dat dit soms ons lewensenergie en ons krag so tap, dat dit ons siel en ons lewens uitkyk verdonker. Ons wil kom bid, Here, dat U vir ons herstel, opnuut in geloof en vertroue in die Here, en om te doen wat U van ons verwag. En Here, U sê in die woord dat ons met die koninkryk van God eers te soek, en sy geregtigheid, en dan sal al die ander dinge bygevoeg word. En Here, U sal vir ons byvoeg dit wat nodig is vir ons lewens, dit wat U in ons lewens wil hê, nie altyd oor wat ons wil hê nie, maar Here, wat nodig is vir ons, sodat ons U kan dien. En daarom wil ek kom bid, Here, miskien is hier iemand wat in hierdie tydelike lewe so vasgevang is, wat sê, ek weet nie hoe die dag van môre sal wees nie. Here, dat U tog vir hulle uitkoms sal gee, deur na U toe te kom, en hulle fokus te verander op U. Want U sê in die woord, daar waar jou hart is, daar sal jou skat wees.
En gee ons die genade, Here, om ons skat in die hemel te vind, en dit vir daardie tyd, wanneer ons by U sal wees, om dit daar te vergader. Vader, ons bid hierdie dinge, in Jesus se naam met dank. Amen. Kom ons sluit af met ons laaste lied, liedboek 470, U Here is ons koning. Kom ons sing dit hartlik en staande saam. U Here is ons koning, een wat met mag regeer. U onderdaan lofsing en buig al voor U neer. Groot is U naam en heilig, getrou is U en goed. U Here is ons toevlug, die God wat ons behoed. U troon hoog as 'n vesting, verhoor ons as ons vra. Eerbied aan ons beskerming, ontfermer wat ons dra. U Here sterk en magtig, U wat ons digby hou. By U is ons steeds veilig, op U kan ons vertrou. Dat ons volharding, dat ons met moed kan stry. Eer gee aan ons oorwinning, U krag sal ons bevry. U is ons rots, ons redder, en wat die vyand stuit. U Here is ons Vader, ons God in ewigheid. Ontvang die seën van die Here, gaan in die seën en vrede wat die Here ons bied. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die trou opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u een en elk. Amen.